Goeiemôre vriende, vandag is dit inderdaad die 9de Oktober 2025, donderdag. Mag dit vir julle sommer net 'n mooi dag wees. O Heilige Gees, dankie dat U by ons is. Dankie dat U vir ons inderdaad vashou. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan by Efesiërs. Ons weet nou al in hierdie tyd, dis 'n omsendbrief. Ja, dit is by Efese ook uitgekom. Is meer 'n omsendbrief na die gemeentes in Klein-Asië, die moderne Turkye. En hierdie brief het ons ook vir mekaar gesê, dis 'n brief van bemoediging en praktiese raad om die kerk te help om op hierdie aarde te lewe, né? So ons is nou al hierso by Efesiërs 2, hierso by die laaste gedeelte, wat ons 'n bietjie by stil staan, waar hy eers gepraat het met die nie-Jode wat heidene was, en sê julle het tot bekering gekom, en julle is nou deel van die nuwe volk Israel, en die nuwe volk Israel is die volk wat inderdaad vir Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser en zaligmaker, né? Dan sê hy ook hierso, hy sê hierso in vers 5, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy Jesus opgehef, en deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur die dood aan die kruis het hy einde gemaak aan die vyandskap, en die twee, die Jood en die nie-Jood, met God versoen tot een liggaam, né? En dan kom ons by hierdie gedeelte uit, vriende. Ons kom hier so uit by vers 20, maar vers 19 sê, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Nou, dit is amazing, wat hy sê vir die nie-Jode wat Christene geword het, wat hier so in Efese bly, julle is nie meer mense wat bywoners is nie, julle is medeburgers eintlik van die koninkryk van God. Julle is deel van die huisgesin van God. Amazing, vriende, né? Deel van die huisgesin van God. Dit is 'n mooi beeld, hè? Ek en jy is deel van die huisgesin van God. En dan sê hy volgende, julle is in gebou, en hy praat met die nie-Jode wat kinders van die Here geword het, wat eers allerlei nonsens aangejaag het, en allerlei afgode aanbid het, nou kom sê hy vir hulle, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. Die apostels en die profete in die Ou Testament wat profesiaal uitgebring het van die Messias wat gaan kom, die apostels wat vir Jesus gesien het, wat kon vertel van Jesus, en kom sê, julle is opgerig op hierdie fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Hierdie profete en apostels het gepraat van Jesus Christus, het gesê, maar dit is die Messias, die apostels het gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, hy is Jesus inderdaad God self, né? Inderdaad God self. Ons glo in 'n drie-enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons kan baie van die godsdienste, byvoorbeeld jou Islam sal Jesus herken, maar hulle sal nooit die goddelikheid van Jesus herken nie, né? Baie interessant. Alhoewel Mohammed niks geweet het daarvan by 600 na Christus, dat Jesus ook God is, maar die apostels wat in sy leeftyd geleef het wel gesê, maar Jesus leef, en Jesus is God inderdaad. Nee, dit is baie interessant, sommer so. So Jesus is inderdaad God self, en dit is die lakmoestoets, liewe vriende, by baie van die godsdienste wat ons en die ander godsdienste inderdaad van mekaar in totaliteit skei. Nou nie so simplisties soos ek nou dit maak nie, maar dit is basies dit. En dan kom sy, in hom sluit die hele gebou saam, in Jesus, nee, in Jesus sluit die hele gebou saam, en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. Vriende, dit is ongelooflike verse wat Paulus hier so gee. Ons hardloop partytjie so vinnig daarby, maar dit is onsaglik insiggewend wanneer jy dit vat en jy begin om 'n bietjie uitpak. Dis hoekom ek altyd vir julle sê, ons moet besop om te vinnig iets te lees. Jy moet eintlik 'n pen hê en jy moet 'n boek hê daar, en as jy lees jy er net 2 verse, maar sê, Here, wat wil jy deur die Gees vir my deur hierdie 2 verse kom sê? Want dit is 'n verskriklike groot ding wat hy sê hier. Hy sê nommer 1 is ons die huisgesin van God. Hy sê nommer 2 is ons is die gebou waar God woon, né? Ons is die gebou waar God woon, die fondament is Jesus. In hom sluit die hele gebou saam, en verrys dit tot 'n wat? Tot 'n heilige tempel vir die Here. So ek en jy is 'n heilige tempel van die Here.
Wat beteken 'n heilige tempel? Dit beteken binne in daai tempel, liewe vriende, mag daar nie onreinheid wees nie. Mag daar nie sonde wees nie. Dit is 'n heilige tempel. Dit beteken ons is afgesonder vir God. Ons is anders as die wêreld. Ons burgerskap is nie van hierdie wêreld nie. En dan kom sy, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis. Ons is 'n heilige tempel en 'n geestelike huis waar God woon. Dit is wie ek en jy is. Ons is 'n heilige tempel en 'n geestelike huis waarin God woon. Nou kan julle verstaan, vriende, dat ek en jy, omdat ons hierdie tempel, hierdie heilige tempel is, die gees waarin God woon, moet ons besop wie ons in hierdie huis inbring. Wie is die gaste wat ons in hierdie huis inbring? Bring ons die verkeerde gaste in, liewe vriende, wat wêrelds is, met wêreldse norme, met wêreldse waardes, liewe vriende, bring jy hulle in hierdie huis in, dan besmet jy hierdie huis, want dit is 'n heilige tempel, dit is 'n geestelike huis. Dis hoekom ek baie keer sê ons vir mekaar, maar wie gee ek en jy kos? Gee ons die natuurlike mens kos, of gee ons die geestelike mens kos? Ek hou nou nie baie van die onderskeiding nie, maar vir ons om beter te verstaan. Want wat sê Paulus? Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. So die mens se natuurlike gees en kom ons sê nou maar sy goddelike gees is die hele tyd besig om te mekaar te vryf. Wie gee ons die meeste kos? As ons die natuurlike mens die meeste kos gee, vriende, deurdat ons betrokke is by verkeerde goed, dat ons verkeerde goed kyk, dat ons verkeerde goed lees, dat ons 'n verkeerde manier besigheid doen, 'n verkeerde manier in ons huwelik omgaan, ensovoorts. Gee ons hierdie natuurlike mens, gee ons 'n ruimte en neem hy later ons geestelike huis, hierdie goddelike tempel oor. En is dit meer 'n goddelike tempel nie? Is dit nie meer inderdaad 'n geestelike huisie? So ons moet kyk na die gaste, ons moet kyk na die dinge en die mense wat ons innooi in ons lewe. Ja, vriende, ek en jy as 'n geestelike huis, as 'n heilige tempel van God, moet altyd kan uitgaan na ander mense toe en vir hulle vertel van die liefde van Jesus. Ons moet hulle vertel van die evangelie. Ons moet vir hulle vertel dat hulle inderdaad geliefd is in God se oë en dat hy vir Jesus gestuur het om vir hulle sondes te sterwe, sodat wanneer hulle in hom glo, hulle die ewige lewe kan hê. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Liewe vriende, ek het al by 'n paar geleenthede wil sê, ons kan hoe diplomaties wees, ons kan hoe polities korrek wees, dis al weg na die Hemelvader is deur Jesus Christus. Maar in hierdie godsdiens wat ons beoefen, in hierdie riehelm van God, liewe vriende, wat gaan oor God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is ons altyd met liefde besig om uit te reik na my mense buite toe. Is ons as kinders van die Here nie besig om ander mense te beperk nie. Is ons as kinders van die Here nie besig om haat uit te dra nie. Is ons as kinders van die Here nie daar, liewe vriende, om mense te vat en hulle in rigtings te dwing nie. Ons is daar dat mense deur ons lewe en deur ons liefde kan sien ons is anders en dat hulle nie anders kan as om te wil om Jesus aan te neem in hulle lewe as 'n persoonlike verlosser en saligmaker en inderdaad 'n heilige tempel te word en inderdaad 'n geestelike huis vir God te raak nie. Gaan dink 'n bietjie daaroor vandag. Wat beteken dit om 'n heilige tempel vir die Here te wees en wat beteken dit om 'n geestelike huis te wees waarin God woon? Hy het vir jou sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.